Right, so daar is so ou gesegde wat loop, hoe rooier, hoe mooier. En hierdie oom voel nou al vir jare so. Hy boer nou al met Massey. Vanuit die eerste een series al uitgekom het, is hierdie oom betrokke by Massey. En ons gaan 'n bietjie by hom hoor, hoekom kies hy Massey en wat maak hierdie trekkers vir hom so aanloklik? Kom ons luister oor. Môre oom Bernard, hoe gaan dit met oom? Goed en met jou, Albert. Nee, kyk, ons kan nie kla nie. Ons is hier in Ermelose wêreld, die son skyn, die plante loop, so mens kan seker nie te veel sê nie. Nee, ons is altyd bly vir 'n vroeë reën. Gee ons bietjie tyd. So kom ons begin bietjie by die begin. So ek weet, dis nou oom wat boer met oom se twee seuns. So duidelik vir my bietjie wat gaan hier aan en waarmee boer oom alles? Jong, ek gaan so 'n bietjie agter begin, agter die geskiedenis. Ons het hier aangekom in 1976. Toe het ons eerste 188's gekoop. Ek en my pa het saam geboer. En van die 188 het ons na die 290's toe gegaan. En ek het hulle nou 3 maande terug verkoop, na 40 jaar. Is die laastes verkoop, toe is ons oor op die 399's. Hulle het vir ons nou hulle het ons op die map gesit. Hulle het ons het 'n hele vloot gehad. As ons gepraat het van die groot trekker, dan was dit die 4-wieldryf 399. Ja. En so het ons nou maar geboer en toe die seuns plaas toe kom, toe het ons nou weer nuwe spoed gekry. Ek boer saam met die een seun doen my saaiery en die ander een is betrokke by die beesboerdery. En toe het ons nou weer nuwe lewe gekry. Koop ons weer trekkers. En ons is nou hier met die pragtige een wat hier agter ons staan. Dis nou drukplanttyd, maar kom ons praat 'n bietjie oor wat het vir oom so Massey gemaak wat hom so lief geraak het vir Massey nou al deur al die jare. Ag, weet die ding, ons kom 'n lang pad. Hulle is betroubaar, bekostigbaar. En toe die nuwe reeks uitkom, was ons maar altyd skepties oor 'n nuwe reeks. Toe koop ek een 7618 en ons gebruik hom toe 5000 uur. En na 5000 uur is nog nie 'n sent op hom gespandeer nie. Hy lyk nog soos dag toe hy gekoop is. Toe het ons nou maar besluit om meer van aan te hou en ons is baie gelukkig met hulle. So toe het ons nou al hoe meer gekoop. Ons het nader aan 3 van hulle gehad. En soos wat alles nou maar groter word, het die trekkers ook toe nou maar groter geword. Hulle is 30%, toe ons hulle gekoop het, was hulle 30% goedkoper as die markprys. Vir presies dieselfde spek trekker wat jy kry. En hulle dieselverbruik is uitstekend. Daar's geen probleem daarmee nie. En daar's nou so baie van hulle laat parte en tweedehandse waardes begin nou regtig optel. En ek sê altyd as dit kom by meganika, kan jy regtig nie verkeerd gaan met 'n Massey nie. Nee, ja, ons is 40 jaar besig. So ons verstaan hom, ons kyk mooi na hulle en ons het oomblik nie klagtes nie. Ons het nou 2 nuus bygekoop en ons is gelukkig met hulle. 'n Ander belangrike ding is veral in die seisoen wat ons nou is planttyd. Jy kan nie aftyd enigstens bekostig nie. Hoe lyk hulle na verkoopsdiens en hulle as iets skeefloop? Hoe lank vat dit vir hulle om uit te kom? Nee, ek dink die agentskap, ons het 'n goeie agentskap op die dorp. Hy is baie groot. Hy het nou al 'n paar dorpe wat hy bedien. So hulle het die kundigheid en die nodige mense om ons vinnig te diens. Ons word dadelik gediens. Tyd is geld op die tyd van die jaar. 100%. Hoorie oom, dankie vir hom se tyd. Ek weet jy soos het hom gesê, tyd is geld. Gaan nie nog van hom se geld steel nie. Sterkte met die jaar, sterkte met die plantseisoen en mag dit 'n mooi een wees. Ag nee, maar baie dankie Albert. Right, so, as jy bietjie meer wil uitvind van Massey Ferguson en die takke wat rondom jou is, gaan nie onder toe, gaan hulle webtuiste toe, kontak die ou, doen 'n bietjie 'n paar demos en kyk hoe Massey op jou plaas net jou lewe bietjie makliker kan maak. Dis Farm Spice, oor en uit.